Met eers wat op die Keila en sy hier kan ons begin. Dan kan my die geleentheid om namens my gesin en my familie vir die een en elkeen 'n baie geseënde Christusfees aangewy is. Mag jy dan ook ervind dat ondervind by hierdie Kersfees, maar ook gedurende die jaar, dat die vrede waarvan die engele sing, ook vir die almal 'n waarheid en 'n werklikheid sal word. Dan ook die vraag vir ons die Adventskerse te kom aansteek. Dit is nou die laaste keer wat ons vandag ook die Kersfees aansteek. Hy moes natuurlik 'n leier volgens persent kry Kersfees sodat hy dit kan doen. Dankie Pieter. Ek pak die braaivleis so 5 uur af wat jy net kan vir my kom in die brandsteek asseblief. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Amen. Genade en vrede vir julle van God wat gekom het, weerkom en elke dag in ons lewens kom. Ons lofsang vanoggend is die 345 vers 1 en vers 3. Ons het so pas gesing dat ons moet kom buig en aanbidding. En dit is wat ons nou gaan doen. En ons doen dit met die woorde van die 358. Welkom, o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wil stemme in die ou verlede oor sterrevelde wys
Kersfees kom. Kersfees kom, gee aan God die eer, skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons geskenk, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer, skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Kom ons sing met 3:4 vers 1 en 3. Dan vanoggend net 3 verse lees uit die woord van die Here. Johannes 19 vers 28 tot vers 30. So 'n bietjie ongewone teks vir Kersdag. Johannes 19 vers 28. Hierna Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Dan vers 30, nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê, dit is volbring. En toe het hy sy kop vooroor wat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit is volbring. Net so eienaardig as die skriflesing ook die begin van die boodskap, wat ek wil begin met een woord, en is ek nie seker of almal sal weet waaroor dit gaan nie. Ek wil begin met die woord skaakmat. Miskien moet ek verduidelik, skaakmat is 'n woordspeletjie wat baie gewild is deur al die jare heen. Gaan daaroor dat mense 'n klomp speelstukke het, kasteel en 'n perd en 'n biskop en 'n klomp pionne, soldate. En die hele doel van die speletjie is om die koning vas te keer, sodat hy nie meer kan beweeg nie. Wanneer 'n mens die koning onderskoot het, dan sê jy skaak, dan weet die ou aan die ander kant, hy moet 'n plan maak, sodat sy koning nie geskaak word nie. Maar as die koning glad nie meer geskaak kan word nie, dan word daar gesê, skaakmat. Ek begin met die woord skaakmat, omdat dit vir my soms voel, dat ons dink in die tyd waarin ons leef, is die lewe ook vir ons skaakmat. As dit nie skaakmat is nie, dan ten minste skaak, sodat omdat ons onder druk verkeer van ons omstandighede. Nou die spel skaak was baie gewild en daar was baie kompetisies gehou, veral tussen die Russe en Amerikaners. Nou met die naam van Bobby Fischer was een van die beste skaakspelers wat die wêreld ooit opgelewer het. Behalwe skaakspeel het hy 'n ander passie gehad en dit was om kunsmuseums te gaan besoek. En by een van die kunsmuseums het hy amper 'n halfdag gestaan voor 'n skildery met die titel Skaakmat. Skildery van die duiwel wat skaak speel teen 'n jong man. En die duiwel sit daar met 'n glimlag op sy gesig
terwyl hy sy skaakstuk skuif, en die zweet loop van die jongen sy gesig af, want hy het gedink, dit is skaakmat. En Bobby Fischer het teruggegaan na die museum toe, en toe op 'n dag, toe gaan hy huis toe, en hy pak die skaak word uit, en die stuk word in 'n plek, precies wat dit op die skildery was, en hy het lang gesit en dink en kyk en pyns oor hierdie spel, en op 'n stadium het hy hardop uitgeroep, jongman, ek wens jy kan my hoor, want daar is nog een beweging hierna op die tafel oor, en dan is dit skaakmat, en die beweging is nie die duiwelse nie, maar joune. Waar die lewe kan baie keer vir ons sê, skaak, ons onder druk plaas. Maar vir ons as Christene is dit nooit skaakmat nie. Hoekom nie? Omdat die Here Jesus Christus hier die woorde gesê het wat in ons teksvers staan, dit is volbring. Die mens se redding is afgehandel, is bereik, niks kan hulle, as ek dit so sê, meer onder skaakmat sit nie. Jesus het alles oorwin met sy kruisiging en opstanding en die leeggraf. Ons moet ook die opstanding hierby bydra. Maar voordat daar 'n kruis en 'n graf was, moes daar eers 'n krib wees. Dis waarom Kersfees gaan. En dit is hoe belangrik Kersfees is, want die baba in die krib is die een wat die duiwel kom oorwin het. En daarom lees ons op hierdie Kersdag nie van die krib nie, maar van die graf. Amerikaanse teoloog, ek weet die Amerikaners het ook teoloog nie, en ek weet daar was nog 'n paar goeies van hulle gewees, maar 'n ou met die naam van Richard Lau, het een keer wanneer al hierdie teoloog met mekaar was, het hy nog van verbasend vertel oor sy liefde vir speurverhale. Maar het hy gesê, wanneer hy 'n speurverhaal lees, dan lees hy altyd die laaste gedeelte, die laaste hoofstuk eerste. Want sê hy, as hy dit gedoen het, dan kan hy die verhaal geniet. Want dan weet hy, alles gaan goed eindig. Maak nie saak wat in hierdie verhaal gebeur, al die wendings en al die verrassings en die storielyn, kan hy geniet, sonder om die hele tyd te sit en wonder en in die duister te wees, oor wat gaan die einde van die storie wees. En dan kom hierdie teoloog en sê, dit is eintlik hoe ons die Bybel moet lees. Want die Bybel leer ons om so te maak met die lewe. Ons het die laaste hoofstuk gelees, as ons die Bybel gelees het. As ons die storie van Jesus ken, wanneer dit lyk of alles verkeerd loop, wanneer omstandighede vir ons onder skaak plaas, dan weet ons, dit gaan alles goed eindig. Want God skryf die geskiedenis, die wêreld se geskiedenis. En dit is 'n goeie storie. Ek almal sal dan nie met my saamstem nie, dat dit 'n goeie storie is, maar dit is 'n goeie storie, omdat Jesus uit die dood opgestaan het, en nou is ons as sy volgelinge, meer as oorwinnaars. Paulus skryf in Romeine 8, die bekende Romeine 8, waar hy sê, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Daar leer ons, dat ons is die kampioene van die lewe. En ons weet, alles is waar van Kersfees, omdat daar 'n leeggang was. Maar waar pas ons in hierdie prentjie van Kersfees in? En hier is nou hele paar jong mense vanoggend, ek is baie bly daaroor. Want die ouer mense sal nou onthou, toe ons nou nog aantellik het, want die jong miskien sal sakkie onthou, daar was 'n baie bekende ou, waaroor ons grappe vertel het in die naam van Koos van der Merwe. Nou betrein hierdie tal boere in die Vrystaat het, hulle gaan Rome toe, Italië toe, om kyk die boere met daar met skape,
En toe op die Sondag, toe sê die mense, nee, maar as jy in Italië is, dan moet jy na die Vatikaanstad toe gaan. Dit is waar die paus bly, want dan is daar so hoë gebou met so groot balkon, en dan op 'n sekere tyd, dan kom die paus uit en dan kom praat hy met die mense en hy preek vir hulle, en staan die witbrood op die onder, en dan kom die twee mense uit, die paus en nog iemand. Dan vra die een vir die ander, en nou wie's daai? Dus hy daai ou met die lang witklere aan met die snaaks so hierdie op. Ek ken hom nie, by die ou wat langs hom staan, dis Koos van der Merwe. Wat wil ek hiermee sê? Wat beteken Kersfees vir ons? Ons moet uitstaan vir Jesus Christus. Mense moet kan sê en kan sien, daar is 'n Christen. Wanneer doen ons dit? Wanneer ons, en ek sê weer 'n gevaarlike ding, want dit gebeur wanneer ons heilig is. Wanneer ons heilig lewe, wat ek liewers so sê, sal dit net nou weer lees, want dit staan in Johannes 17, waar die Here bid vir sy disippels en hy sê, julle moet heilig lewe. Let wel, heilig, nie skynheilig. Wat beteken die woord skyn? Dit lyk asof iets so is. Heilig beteken in sy wese dat 'n mens anders is, om uit te staan. Jou optrede is Christen is anders. En ek dink waar dit moet baie duidelik word, is op in die manier waarop ons Kersfees. Want nie eintlik jy praat van Kersfees nie, ek praat van Christusfees, want dit is eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan oor Christus. Ek hier in 10 minute of so, en in die week gepraat oor dat stad wat dan nie so mooi is, maar ons kyk nog 'n paar toeriste. En dan kan ons nou die toeriste uitken. As jy daar by die monument verby op die groot gat, dan sal jy sien, hier staan 'n ou wat paus vir 'n foto. Dan weet ons, dis dit nie brood aan nie, een toerist. Dat die toeriste staan uit, jy kan hulle oorloos raak sien. Praatjies vanoggend word my en jou lewens gekenmerk deur 'n andersheid, ander waardes, ander keuses, ideale en lewens. Weet dat nie, dit is die pauses wat saam met Koos op die verhoog gestaan het nie, maar Paus Johannes die 13 het gesê, as ons gedra soos ware Christene, sal daar geen heidene wees nie. Harde woorde. As ons gedra soos ware Christene, sal daar geen heidene wees nie. Nou afsluit het nog 'n verhaaltjie. Daar is twee ouens wat 'n boek geskryf met die naam van Resident Aliens. Dit is 'n storie van 'n rabbi. 'n Rabbi is 'n Joodse dominee, as ek dit so kan verduidelik. Hy het die lewe uitgedaag, samelewing uitgedaag in hierdie boek. Want hy het altyd vir sy kinders gesê, that's fine for everyone else, but it's not fine for you. You are special, you are different, you have a different story, a different set of values. Dit is wat Kersfees, die Christusfees, vir ons as Christene wil kom sê. Ons is anders, ons moet uitstaan. Here Jesus sê, heilig wees. In Johannes 17 bid hy juis vir sy disippels. En as ons Christene is, dan is ons sy disippels. En dan bid hy, en dan sê hy in hierdie gedeelte in Johannes 17 vanaf vers 14, my Bijbel, dit is 'n bietjie anders. Maar nou kom ek na u toe, ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid
U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. By die Here Jesus Christus verby sy disippels wat in die wêreld is, maar dat hulle anders as die wêreld sal wees. Ek dink dit is wat ook van ons verwag word in hierdie Christusfees tyd. Geld vir ons as Jesus se volgelinge. Amen. Kom ons bid saam. Dan mag ek groot in ons Vader, baie dankie dat U Seun Jesus Christus sy heerlikheid afgelê het om ons armoede en ellende vir homself toe te eien. Ja, Here, dat hy deel van ons geword het en een met ons geword het. Dankie, Here, dat eenvoudige mense heel eers die boodskap van vrede en redding gehoor het. En ek, gewone sondaarmens, in my stukkie gebroke aansluit, wat sy Kersfees vandag vir my. Ek dank U, Here, dat die kind van Bethlehem my gekruisigde verlosser geword het, wat nou hier by my is, as die Immanuel God, wat nooit sy kinders verlaat. Ek dank U dat dit vir my Bethlehem is, 'n stukkie hemel op aarde. Help my, Here, vandag, om dit in die mense rondom my ook hemel op aarde te maak. Amen. Kom ons sluit af met die sing van die 348, vers 1 tot 3.
seën van die Here en gaan in vrede. Here Jesus, mag die lig van u lewe in ons brand. Mag dit ons lei om opnuut te ontdek die brandende waarheid van God met ons, God vir ons en God in ons. Amen.